Baie welkom. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons so geseënd is om saam te kan wees vanaand hier virtueel om u woord te bestudeer. Baie dankie dat u vir ons ook in hierdie woord, in hierdie boek wat ons ook lees, verseker hoe lief u vir ons is en dat u vir ons volledig vergewe het en ons volledig lief het. Ons prys u daarvoor. Amen. Dankie. Goed, julle, Hebreërs 8, ek sien ons het nie vanaand gaan dit dalk nie so lank vat nie. Kom ons kyk maar as ons daardeur kan kom. Nou, soos ek is ook nou van die ouer garde. Ons is die ouer garde altyd gesê het, ouer gewoonte. So ouer gewoonte gaan ons maar net begin deur die teksgedeelte saam te lees. Hebreërs 8. Die tema vir die hele hoofstuk vir vanaand is Christus die middelaar van 'n beter verbond, en by hoofstuk 8 vers 1 is die opskrif in van die Afrikaanse vertaling staan hoëpriester van 'n uitnemender verbond. Die skrywer sê die hoofsaak van wat gesê is, hy bedoel van wat tot nou toe gesê is dat ons so 'n hoëpriester het. Een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemele. 'n bedienaar in die heiligdom, ja, in die ware tabernakel, wat die Here, nie 'n mens nie, opgerig het. Elke hoëpriester word tog aangestel om gawes en offers te bring. Daarom was dit noodsaaklik dat ook hy iets moes hê om te offer. As hy dan op aarde was, sou hy nie 'n priester gewees het nie, aangesien daar priesters is wat die gawes volgens wet bring. Hulle bediening is 'n afbeelding en 'n afskaduwing van die hemelse, net soos die goddelike opdrag wat Moses ontvang het, toe hy die ware tabernakel moes oprig, en God vir hom gesê het, let op dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat vir jou op die berg gewys is. Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening gekry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Want as die eerste een foutloos was, sou daar nie behoefte gewees het aan 'n tweede een nie. Hy vind inderdaad fout met hulle wanneer hy sê, daar kom daar, sê die Here, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, op die dag toe ek hulle met my hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie by my verbond gebly nie, en ek het hulle geïgnoreer, sê die Here. Dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en op hulle harte sal ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Niemand sal meer sy medeburger of sy broer onderrig en sê, ken die Here nie, omdat hulle almal my sal ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar, en wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Nou, daar is net so 'n klein voetnota by die woord verouderd. In Engels word dit vertaal met obsolete. Dis obsolete. Goed. Enige vrae tot sover? Dan kyk ons na die inleiding wat sê Hebreërs 8 is die spulpunt waarop die hele argument van die boek draai. Die skrywer sê letterlik die hoofsaak van wat ons sê of van wat ek skryf is, en dit is soos 'n predikant wat na 20 minute se uitleg skielik sê, nou luister mooi, hier kom nou die punchline of hier kom die kerngedagte of die kruks van die saak. Hierdie hoofstuk vat alles saam oor Jesus as hoëpriester en skuif die fokus na die nuwe verbond. 'n Verbond wat nie net 'n stukkie verf op 'n ou deur is nie, maar God se radikale hernuwing van die verhouding tussen hom en sy volk.
So die oorsig oor hierdie hoofgedeeltes, kyk ons gou 2.1 sê Christus is ons verheerlikte hoëpriester, vers 1 en 2. Die skrywer skop af met 'n majestueuse prent. Jesus sit aan die regterhand van die majesteit in die hemel. Maar let wel, hy sit, hy staan nie, want sy werk is volbring. Op aarde moes priesters staan, hulle moes daar staan en aanhou werk, maar Jesus sit omdat hy dit klaar gedoen het. Hy dien in die ware heiligdom, nie die aardse skadu nie. Dit verklaar dadelik wat hy bied is van 'n hoër orde. Net 'n opmerking hier, so dit was so in daardie tyd in die antieke wêreld, nie net in die eerste eeu nie. Voor dit al dat as 'n koning belangrike gaste ontvang of eregaste, dan mag hulle by hom sit. Maar die slawe het nooit gesit nie, hulle het gestaan. En selfs minder belangrike gaste het teen die mure staanplek gehad, maar die eregaste het langs die gasheer of naby hom ten minste kon hulle sit. En wanneer iemand se werk afgehandel is, dan was dit ook, as iemand gaan sit, was dit soms nou ook dan 'n teken daarvan dat sy werk is nou afgehandel vir die dag of vir altyd. Dan 2.2 sê vers 3 tot 6 gaan oor 'n beter bediening wat gebou is op beter beloftes. Elke priester moet iets hê om te offer, maar Christus het homself gebring, die volmaakte offer. Die aardse priesters werk in 'n afbeelding, sê vers 5, en 'n afskaduwing van die hemelse dinge. Jy sal ooit op 'n warm dag onder 'n droë boom probeer staan het en sê vir die skadu nie die helfte van die koelte gee van ons lowerryke Laagveldse koeltebome nie. Nou net so sê die skrywer ook, die ou verbond was maar net die skadu en nie eers 'n baie goeie skadu blykbaar nie. Want Christus het die werklikheid gebring en God het besluit om iets nuuts in die plek van die oue te sit. Nou die probleem van die ou verbond, vers 7 tot 9, die ou verbond was nie van gebrekkig op sigself of omdat God foute gemaak het nie, maar dit was van die volk se kant af. Die volk kon dit nie hou nie, sê vers 8. Die wet was goed, maar die menslike hart was nie. Dis soos om vir iemand 'n splinternuwe rekenaar vandag te gee in 2025, maar hy het nog daai ou Windows 95 drywers in die kop. Onthou julle nog daai, as jy hom aansit, dan kom maar so 'n vlag wat die Windows teken is. Nou, as jy vandag dit vir iemand gee en sit sy rekenaar aan en daai kom op, dan gaan hy nie eers weet wat om te doen nie. As hy teen die tyd wat hy klaar gelag het die rekenaar dalk aangekom. Nou so God se oplossing is nie om die wet te verskerp nie, maar om mense se harte te verander. Nou, punt 4, 2.4, die beloftes van die nuwe verbond, vers 10 tot 12. Die skrywer van hierdie gedeelte sê dit is die hoflikste, mooiste, kragtigste 4 beloftes in die hele boek. Die eerste een is, God se wet word in ons harte gegee. Nie buite ons nie, maar binne ons. En die tweede een is dit 'n ware verhouding. Hy sê, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daar hoor ons duidelik al, dis 'n verhouding. En dan die derde een is die universele kennis van God, dat hy sê, dis nie net vir die elite nie, maar vir klein en groot, hulle almal sal my ken, sê hy. En die volkome vergifnis, waar daar staan, God sal aan niemand se sondes meer dink nie. Hy kan dit nie, hy wil dit nie en hy sal dit nie onthou nie. Hierdie 4 beloftes is die geestelike ekwivalent van 'n vol dienspakket met onbeperkte data, net sonder die inflasieprysverhogings. 2.5 sê die ou verbond is verouderd, 8 vers 13. Die skrywer sluit hierdie gedeelte af deur te sê die ou verbond is soos 'n gebou wat afgeteken is om gesloop te word. Dit het God se doel gedien, maar nou maak dit plek vir die nuwe. En die nuwe verbond staan nie op Moses nie, maar op Christus. Goed, enige vrae tot sover, voor ons by 'n paar teologiese kernpunte kom. Goed. 3.1. Ons het dit nou gelees. Hy sê
Jesus is die enigste volmaakte middelaar. Hy bring nie net 'n nuwe verbond nie, hy is die verbond. Want sy persoon en sy werk is die waarborg. Hou dit 'n bietjie in gedagte. Dis soos ons ook sê, God se wil vir ons is 'n persoon en die persoon is Jesus Christus. God se verhouding met ons is as ware 'n persoon, dis Jesus Christus wat hierdie verhouding kom herstel het. Die tweede belangrike punt is dat die nuwe verbond is innerlik. Dis gaan nie oor die eksterne reëls nie. God werk van binne na buite, waar die ou verbond gesê het, doen dit en jy sal leef, sê God nou, ek gee jou 'n nuwe hart en uit daardie hart vloei die lewe. En 3.3 sê, volkome vergifnis is die fundament van geestelike groei. Wanneer God sê, ek onthou jou sonde nie meer nie, beteken dit daardie skuld kom nooit weer terug om jou keel vas te gryp nie. Ons sal nou by die besprekingsvrae 'n bietjie lekker daaroor kan gesels ook. En dan 3.4 sê, die nuwe verbond is beter, nie omdat ons beter is nie, maar omdat Christus beter is. Ons dra die voordeel, hy dra die koste. Dit is genade van begin tot einde. Goed, kom ons kom by die vraag uit. Vanaand se gedeelte is korter, ons gaan dalk bietjie vroeër klaar maak. As jy 'n bietjie gekyk het daarna, of as jy nou so wil kyk, as jy dalk jou Bybel oop het, watter vers in Hebreërs 8 help vir jou die meeste om Christus se rol as middelaar te verstaan? Is daar 'n vers wat by julle opkom of uitgestaan het? Ons kan net gou weer na die teks toe gaan as julle wil. Daar waar hy gesê het, Christus is 'n hoëpriester. Hy sit aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy het geoffer, maar hy het 'n meer verhewe bediening gekry, sê vers 6. Hy's middelaar van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid gekry het. En dan die gedeelte oor die nuwe verbond, en dat God dit in ons harte gee. So watter vers dink jy help ons om die meeste om Christus se rol as middelaar te verstaan? En as jy dit het of daaraan kan dink, hoe sal jy dit aan iemand anders in gewone taal oordra? As ek dit vir julle so bietjie kan inlei net, daar is 'n bietjie gesprekke hier en daar tussen Christene, alhoewel ek dink baie Christene ignoreer hierdie onderwerp. Ek weet nie hoekom nie. Oor die saak van die ou verbond en die nuwe verbond. En as jy nou so daaraan dink, is daar gesprek sou ontstaan oor Christus wat 'n totaal en al splinter nuwe verbond in die plek van die ou een gebring het. En hy is die middelaar daarvan. So wat ek altyd vir mense sê is ek verpraat maar net oor daai gedagte wat ons nou al tot dusver gelees het, dat die ou verbond was op sigself niks meer verkeerd nie. God het volmaakte goed nog altyd gegee, en dit was die probleem, was die mense was hardnekkig, sê die skrywer. Hulle was rebels, hulle was sondig, hulle was ongehoorsaam, hulle het nie eers wat ons eintlik vandag sou kon sê 10 relatief maklike riglyne is. Die Here het die ou verbond met sy wet bedoel as sy etiek. Dis hoe hy wil hê mense moet teenoor mekaar en teenoor hom optree. Maar die Jode, die Fariseërs het dit nou heeltemal in 'n strafregtelike proses verander. Maar wat ek wil sê is dat met die ou verbond was dit ekstern, dit was van buite af, dit was wetties, dit was Moses, daar was strawwe aangekoppel, alhoewel dit maar van die Fariseërs se kant af gekom het, en daardie ander mondelinge oorlewering met die 613 ekstra wette wat hulle bygevoeg het, wat nêrens opgeteken is in die Ou Testament nie. Dit was alles net 'n skadubeeld
van wat sou kom. Maar Christus het met sy persoonlike offer, dat hy homself geoffer het, en wat ons in die vorige hoofstukke ook gelees het, dat hy dit eenmalig gedoen het, want dit was volmaak, en dat hy toe vir eens en vir altyd die finale en laaste offer gebring het, en daarom is daar geen vorm van offer wat ons meer kan of hoef te bring nie, want anders sou Christus nie 'n volmaakte middelaar gewees het nie. Die feit dat hy volmaak is, speel uit in die feit dat ons nie hoef te gaan offer nie, dat ons nie herhaaldelik hoef te gaan, soos in die Ou Testament met die Ou Verbond, om offers te bring vir enige verkeerde gedrag of gesindheid of wat ook al nie. Christus het die prys betaal. So die tweede vraag vra, hoe ervaar jy God se wet in jou hart en nie net op papier nie? Dink ook aan ander tekste in die Nuwe Testament oor die Heilige Gees wat in ons woon. Ek wil 'n bietjie hoor as jy daaroor wil gesels, hoe ervaar jy persoonlik God se wet in jou hart? In jou binneste? Tony, ek sal sê, wanneer hy met my praat en my wys op my foute, want baie keer dan hoor jy mos dat die Heilige Gees met jou praat en jou daarop attent maak. Ja. Dit ervaar ek dan in my hart, ja. En nie net op papier nie. Ja, dis wonderlik. En ek dink dis presies wat die skrywer bedoel het en wat die Here bedoel het in daai profesie wat al uit Jeremia uitkom. Ek dink maar net dat dit God se hart ook was vir sy eerste ou volk met die eerste verbond, dat hy nie wou gehad het dit moet op papier wees en dit moet wetties wees en dit is wat hulle dink hulle red nie, maar dat dit die verhouding is wat hulle aan God gekoppel het. En wat ek nou maar net hieroor sê, mense het al vir my gevra, 1 of 2, nie honderde nie, ek wonder die ander wonder dalk net of wil dalk nog vir my vra vir my, hoekom lees ek nie die 10 gebooie in die kerk nie? Dan sê ek vir hulle, dis hieroor. Ons het die wet van God in ons hart en op ons verstand. Ons hoef dit nie elke Sondag voor te lees en ek skram doelbewus weg daarvan, want die ou bedeling waarmee ek groot geword het, het jou konstant skuldig laat voel. Jy moes elke Sondag jou sondes bely, en ek sê nie ons moet nie ons sonde bely nie, laat ek net gou klaar verduidelik. Jy moes elke Sondag, ons het julle weet dit, dan nie sal onthou, het ons, as jy na die kerk instap, jy het presies geweet watter gesang gaan gesing word, want hulle het dit nie verander ooit nie. En eers het jy die predikant ingesing as hy instap, en dan het hy, as hy die wet gelees het, het jy 'n sondebelydenislied gesing, en dan het hy sommer buite ek het ook so begin, ons is so geleer, dan het jy buite konteks 1 Johannes 1 vers 9 aangehaal, as die Here vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is 'n teks wat met ongelowige mense praat, nie met Christene nie. Maar ons het dit nou net gehoor, want dit klink ook so mooi, en dan sê die predikant vir die gemeente in die NG Kerk in elk geval, maar ek dink is in die ander sisterskerke ook so, dan moes ons vir die mense sê, en ons het 'n paar tekste in ons boek gehad, en nou is julle vergewe en nou is julle vrygespreek, en kom ons sing nou 'n liedjie wat daarby pas, en dan sing ons 'n standaardlied wat ons altyd gesing het, na die vryspraak. Die goed het name gehad in die liturgie ook. Maar my probleem is, en is nie net ek nie, daar's regtig 'n groot ontwaking die afgelope paar dekades hieroor. Dan volgende Sondag, dan begin ons die erediens deur die mense weer te herinner hoe skuldig hulle is, en dat hulle moet nou bely, en dan as daar tyd is vir stilgebed, en dan gaan ons hulle nou vryspreek, dan is hulle nou weer vrygespreek, kom ons sing 'n liedjie. Maar jy kan mos nie, 'n kind van die Here se verhouding deur Jesus Christus werk mos nie so dat 'n mens elke Sondag voor moet begin nie. Maar ek raak opgewonde as ek hieroor praat. Wat ek wil sê oor die wet in jou hart. Ons maak almal ons kinders met die wet groot, maar ons hoef dit nie elke week vir hulle weer te herhaal nie. Ek het vir die een man gevra, hoe vinnig mag jy ry op die N4?
toe sê hy, moenie vir my 'n simpel vraag vra nie. Toe sê ek, nee, kom, sê nou vir my, hoe vinnig mag jy ry op die N4? Hy sê 120. Ek sê nou, hoekom moet ek dit elke Sondag vir jou aflees van 'n stuk papier af? Jy mag nie vinniger as 120 ry op 'n snelweg nie. Jy weet dit mos. Dis mos nou in jou hart. Dis in jou verstand. En nou is dit deel van my verhouding. Maar vir my persoonlik, as dit dan gaan oor hoe God in my hart ervaar word, kom ek maak 'n voorbeeld, stel sommer net 'n voorbeeld. As ek in die versoeking kom om iets te steel, dan dink ek nie, Heng, wat sê die Bybel daaroor nie. Die Heilige Gees sal my roer in die binnekant en vir my sê, jy kan nie dit doen nie. Ons werk mos met die Gees wat in ons woon en hy lei ons op die regte pad. En hy sê vir ons met daai stil stem en deur ons gewete, die Heilige Gees werk deur 'n kind van God se gewete ook, wat vir ons sê, jy kan nie nou dit doen nie. Jy moenie nou dit sê nie, jy kan nie daar gaan nie. Kyk weg, moenie dit doen nie. Dit is nie nodig dat ek elke week of elke dag die 10 gebooie hoef op te sê om te weet ek mag nie steel nie. Ek weet dit mos nou. En nou herinner die Heilige Gees my daaraan as dit nodig sou wees. Ja. Daar's baie ander tekste wat Paulus skryf en ons hoef dit nou nie vanaand almal te probeer onthou of op te sê nie, waar hy sê dat die Heilige Gees in ons woon, dat ons op hom vertrou vir ons leiding, dat God sy liefde deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Daar praat hy in Romeine 5 vers 5 ook van in jou hart, in jou binneste. Die Heilige Gees werk van binne af. En ons Here Jesus het gesê die Heilige Gees sal kom om ons aan Jesus se woorde te herinner. So dis in lyn daarmee. Ons ek sê dit baie keer, maar Sondag ook, ons steel nie omdat dit in die 10 gebooie staan nie, maar ons steel nie omdat ons lief is vir Jesus. Ons pleeg nie egbreek en moord en al daai goed nie omdat Moses dit geskry het op die berg in 'n klip geskryf en omdat jy, as jy dit sou doen, jou plek in die koninkryk verloor of jy moet gaan offer om reg te maak nie. Ons doen nie daai goed nie omdat ons lief is vir Jesus, omdat hy vir ons die voorbeeld gegee het en vir ons gevra het, gesê het, wees lief vir mekaar, moenie hierdie goed doen nie. So ons luister vir Jesus. Dis die kern van die nuwe verbond. Ja. Kyk wat. Ek het Vrydag, toe loop ek saam my kleinkind, hulle is nou pad of hulle is nou al klaar in Australië, hulle bly eintlik daar, hulle het nie hier kom ek saam inskryf, want hulle doen homeschooling. Nou loop ek saam met daar, ek sê vir, jy weet wat, ek wil net gou geld trek, maar nou staan ons agter die 2 mense en hulle vat lank, maar ek sien toe, dis nie heeltemal, dit is nie Afrikaners nie, dit moet iets soos Hollanders of Duitsers of so wees. Staan ons so agter hulle, en ek kom agter, die vrou sê vir die man, moenie nou geld trek nie, maar nou wil ek nie te naby staan, so doen nie, en hulle loop, en ek stap vorentoe, en toe ek voor my kyk, toe kom daar so pak note, geld so uit, weet, en ek sê vir haar, jy het net hardloop gou gaan roep daai mense, dat hulle geld kom haal. Nou agterna praat ons, nou maak hulle baie grappe. Hoekom het almal nie die geld net gevat nie? Ek sê, kom ek sê vir julle nou mooi. Omdat liewe Jesus my gesê het, roep daai mense en gee hulle geld terug. Want nou moet ek vir hierdie kinders reg help. Want jy weet wat, hulle maak grappe, maar buite die grappe, hulle moet weet. Hulle moet die Heilige Gees moet hulle leer hoor. So, jy weet, ek het net al 'n gevoel gekry, roep daai mense en gee hulle geld. Ek het vir een oomblik gedink, nou het ons lekker geld om te spandeer. Nee, is dit dan nie. Nee, dan is heeltemal reg. Heilige Gees wat jou daai gevoel gee. So, ja.
Hy Ja. is so Nee, getrou, want ek bedoel, dis 'n versoeking. Maar ek het gelukkig het hy my gespaar dat ek nie die versoeking eers gevoel het nie. ja. Ja, is Dan dit is so. presies dink ek hoe dit werk. Ek dink ons almal kan getuig van so voorbeelde in ons lewe waar ons van Ja, binne af gevoel het, nou moet ek so doen of so doen, ek kan nie dit doen nie. En ek het nie ja, nodig gehad om dan gou eers my Bybel uit te haal en rond te blaai en te kyk waar staan nee, dit nie. ja, ja. Nou staan die mense agter my. Nou sê die vrou, "Oh, hulle kan so bly wees, jy het hulle geld gekry." Ek sê, ag nee, wat, iemand anders sou dit ook, want dit is so 'n verskriklike ding wat hier voor jou gebeur. En dit is nie elke dag nie. Ja, Ja, so. dan. Ja, nee, dit is absoluut die Heilige Gees werk in jou. Ja. Louis vra op die gespreksgroepie, kan ons sê dat net soos Abraham uit dankbaarheid 'n tiende gegee het, net so kan ons uit dankbaarheid, omdat ons verstaan wat Jesus vir ons gedoen het, ons die wet ter harte neem en vanuit 'n posisie van dankbaarheid die wet prakties daagliks uitleef. Ja, Louis, dis presies dit. Uit dankbaarheid en uit ons verhouding met Jesus doen ons nie, hou ons nie die geld vir onsself nie, of doen ons nie die goed wat ons nie veronderstel is om te doen nie. En dan nommer 3 sê, wat beteken dit prakties? As jy dit wil deel, is jy welkom. Wat beteken dit vir jou prakties dat God jou sondes nie onthou nie? Maak die waarheid vir jouself baie duidelik en baie prakties en dink ook sommer aan ander soortgelyke uitsprake in die Nuwe Testament. Dink julle so daaroor? Besef julle almal dat ek sê baie keer God is foutloos, hy's volmaak, maar daar's een ding wat hy nie kan doen nie. Hy kan nie onthou nie. Met alle respek gesê, hy kan nie ons sondes onthou nie. Hy sê dit self, ek dink nooit meer daaraan nie. Staan in Hebreërs 10 vers 17 ook. Hulle Ou Testament teks word aangehaal uit die Ou Testament al waar God sê ek gooi julle sondes in die diep see. Ek dink nooit meer daaraan nie. Nou hoekom herinner ons onsself dan so gereeld aan ons eie sondes? Ek dink dit sal vir baie kinders van die Here nogal bevrydend wees as hulle hierdie teks regtig kan glo. Want ek weet, ek het nou gesê, die Heilige Gees werk deur ons gewete. Maar deur my gewete sal hy my wys as ek iets gedoen het wat hom hartseer gemaak het. Maar as ek dit met hom uitgepraat het en gesê het ek is jammer en die vergifnis is in die een Engelse boek praat van ons moet dit nou geestelik verstaan nie, maar 'n blanket forgiveness. Hy sê Jesus het al ons sondes volkome en volmaak en vir ewig vergewe. So hy sit nie met 'n swart boekie en skryf neer of God sit nie daar en hy het 'n lysie van goed wat hy nog met ons wil uitsorteer nie. As ons by hom kom dan vergeet hy dit. Hy dink nie meer daaraan nie. En dit maak 'n mens vry om in 'n verhouding te wees. Dis amper so, ek het gedink aan 'n stadium toe ek 'n tiener was. En ek het verkeerde goed gedoen en my pa ontstel en ek het geweet as hy by die huis kom gaan hy woedend kwaad wees en daar gaan konsekwensies wees. En dit was ook so, want dit was nou nodig gewees, maar toe daar vrede is na die tyd en toe ons kon aangaan en hy vir my sê, dis nou bygones, my pa het die woord bygones gebruik. En dan weet ek, hy gaan nie weer die ou koei uit die sloot uit haal nie. Daai bevryding wat 'n mens ervaar as iemand nie meer aan die foute dink wat jy gemaak het nie. En ons moet God so sien. Ja, weet jy nie, ons is nie so geleer nie, né? In die vorige kerk of gewoontes nie. Of hoe sal ek sê, in die leer daarvan nie, jy was altyd skuldig, jy het skuldig gevoel. Maar dit is vir my so openbarend, hierdie dat ons nou hoor, dat
dit is bevrydend. Dit maak jou vry. En ja, dit is ongewoon nog, hoor. Ek loop baie daar, dan dink ek, sjoe, ek weet hierdie ding, dit lê swaar op my hart. Dan gaan ek, dan sê ek weer vir die Here, ek is so jammer, ek is regtig jammer, en dit maak dat ek nie kan aangaan nie. En dan praat ek dit deur, en dan, dit is ongelooflik hoe vry jy voel. En daai stukkie, dit maak jou vry. Dis 'n nuwe leerstelling wat ons kry nou. Ja, dit is waar Tannie, en dit is nie sommer net 'n klein onderwerpie nie. Jesus self het gesê, as hy ons vry maak, sal ons waarlik vry wees. Nou ja, So die 3.2 vra maar net, ons kan daaraan sommer net bietjie self dink, hoe kan dit ons of ander mense help wat sukkel om vry te kom van hulle skuld of hulle skuldgevoelens? Ja. Ek het baie in my lewe al Hebreërs 10 vers 17 aangehaal, en ook hier uit ander tekste van Hebreërs en Paulus, maar veral Hebreërs 10 vers 17 het ek lank terug al gememoriseer. Daar waar hy sê, aan hulle sonde sal ek nooit meer dink nie, ek het dit in die diepsee gegooi. Want toe ek jonk was, het ek 'n boekie gelees waar die ou geskryf het, en toe kom Jesus daar en hy kap 'n bordjie in wat sê no fishing. Jy mag dit nie eers gaan uithaal uit die see uit nie. Ja, dis nogal goed. By vraag 4 raak dit nou ook so bietjie, ek wil nie sê moeiliker nie, maar die vraag is, watter deel van die ou verbond dink jy mense vandag nog probeer onderhou asof Christus nie gekom het nie? Het julle al agtergekom hoe ons as Christene maar baie keer terugkarring na die ou verbond toe? Ja. Daar's mense wat sê ja, maar die hele woord is deur die Gees. Dan sê ek, ja nee, die hele woord is geïnspireer. Ek stry glad nie daarmee nie. Maar net so ook Hebreërs wat vir ons sê, as daar met die eerste verbond nie 'n probleem was nie, sou dit nie nodig gewees het om 'n nuwe een te hê nie. So ons is nie geleer dat die ou verbond het 'n vervaldatum gehad en hy het daai vervaldatum bereik. En dit is hoekom ek net nou ook daar net die Engelse woord ingesit het, want ons is so gewoond aan ons vertalings. Vers 13 wat sê, deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar. Nou dis nou weer uit die direkte vertaling. Maar daai verouderd beteken dis obsolet. Dis hoekom daar in die beskrywingsgedeelte staan, dis soos 'n sertifikaat vir 'n gebou wat gesloop gaan word. Jy mag nou nie meer daar naby kom nie, want die gebou is nie meer veilig nie. Hierdie gebou, ek persoonlik dink, intussen is daai gebou nou al klaar gesloop. Die Here Jesus Christus karring nie terug na die ou verbond toe nie. Hy het betaal met sy lewe om 'n nuwe een in te stel. So hoekom sal hy dan nou terugkarring na 'n ou een toe, wat vir ons goeie geskiedenis en goeie agtergrond is, maar wat nog altyd net die skaduwee sal bly. Dit kan nie vir 'n Christen die manier wees waarop ons dink ons moet leef nie. En daarmee sê ek nie daar's iets meer verkeerd gewees nie. Ek sê net daar het iets beter in die plek daarvan gekom. Hy sê, lees weer vers 6 en 7 en vers 13 en ons gaan nou nie by 7:12 uitkom nie. Laat ek net daar uitkom by 6 en 7 wat sê, maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Dit is vir my van die kragtigste gedeeltes oor hierdie hele saak. Dan vers 13 wat sê, ja, wat ek nou nog gelees het, deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar. En wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Dis wat die skrywer vir ons daar sê.
Wat mens nogal kan help is as jy wil, dalk het jy dit gedoen, dalk ken jy dit goed. Sê maar net om Handelinge 15 weer 'n slag rustig te gaan deurlees, sommer die hele hoofstuk. Waar die apostels 'n besluit moes neem oor Christene wat uit die heidendom kom, wat geen verwysingsraamwerk van die Ou Testament of die Ou Verbond gehad het nie. En ons verstaan dit nie, dat ek nou net sê uit my grootword en geskiedenis, want ons het 'n verwysingsraamwerk van die Ou Testament en dit is waar ek persoonlik dink die probleem ingekom het. Want as jy in Handelinge 15 gaan lees, dan het die apostels saamgestem. Hulle sê maar hierdie Christene wat nie Jode is nie, hulle ken nie vir Moses nie. Hulle weet nie eers waarvan die Joodse Christene praat as hulle praat van die wet of die 10 gebooie of die offers nie. Hulle kyk hulle met sulke groot oë aan en sê maar waarvan praat julle? Ons weet nie waarvan julle praat nie. En toe het dit nou in die geskiedenis so gebeur dat die vroeë Christene besluit het hulle wil die Ou Verbond by die Nuwe Verbond in ons Bybel sit. En nou is daar so baie daaruit gepreek en gelees en geleer dat ons nou maar groot word met daai verwysingsraamwerk. En eintlik is elkeen van ons, ek sê altyd 99,9% van alle Christene in die wêreld wat nog ooit geleef het, kom uit die heidendom. Daar het so bitter min Christene uit die Jodendom gekom. Dat ons nie eers, ons is veronderstel om te sê, maar wie is hierdie Moses ou? Waarvan praat julle? Dis nie deel van ons godsdiens nie, dis deel van die Jode se godsdiens. En dan kan iemand sê, maar lees die boek. Dit gaan oor waar julle Here Jesus se geskiedenis vandaan kom. Dan sê jy, okay, wow, kom ons lees dit. Wow, dis fantasties. Kyk net al die ooreenkomste en die profesieë en alles. Dit stry ek nie. Maar die apostels in Handelinge 15 sê, ons voorouers kon nie eers hierdie las dra nie. Hoe kan ons nou hierdie juk op Christene se skouers sit wat uit die heidendom kom? En ergens in die geskiedenis het iemand besluit om die Ou Verbond weer terug te bring en om op dieselfde vlak te sit as die Nuwe Verbond. En hy is nie. Hy's verby, hy was vir Israel bedoel en hy het sy vervaldatum bereik. En ons maak Christene deur mekaar in die kerk, ons predikante en pastore, as ons die Ou Verbond meng met die Nuwe Verbond. En ek kry die gevoel is baie keer wanneer dit iemand pas en wanneer hy mense wil bykom, dan gaan krap hy daar goed uit die Ou Verbond en uit die ou wettiese goed en uit Levitikus uit, net om ernstig oor te kom of om op die gevare van die lewe te wys of wat ook al en terug te karring in die Ou Verbond en dan verwater ons die Nuwe Verbond, die verbond waarvoor Christus met sy lewe betaal het. Dis hoekom ek so ernstig is daaroor, ek raak skoon opgewonde. So waarom dink julle sukkel sommige Christene om vry te kom van die Ou Verbond van Israel? Ek persoonlik dink, ek wil nie alle praatwerk doen nie, maar ek dink is ergens langs die pad het die kerk, al die kerke, al die denominasies hierdie punt 'n bietjie gemis en hierdie vermenging van die Ou Verbond met die Nuwe Verbond het Christene verwar. En ek dink dit is hoekom daai persoon, daar's mense wat vir my vies was in die verlede al, omdat ek nie sê, maar mens kan nie in 'n Christen erediens nog die 10 gebooie lees nie. Dit is vir die Jode geskryf en ek weer eens sê ek sê nie daarmee dit was verkeerd of ons moet nie dit doen nie, ons kan nou maar rof lewe nie. Paulus sê dit ons vryheid gee ons geen verskoning om sonde te doen nie. Maar hy sê ons leef soos ons moet leef omdat die Heilige Gees in ons woon, nie omdat dit ergens opgeteken staan in 'n boek in 'n ou versameling boeke van 'n ander geloof as ons in eers. En as Jesus kom by die samevatting van die wet, dis wonderlik, ek hou daarvan. Maar ons moet ook onthou hy dit ook vir Jode gesê. Hy sê vir die Jood, hoor hierso Jood, jou hele Bybel kan ons so saamvat in hierdie 2 gebooie. Daaraan hang die hele wet en die profete. En dis vir ons ook goed, ek hou daarvan. Maar dis ook nie vir ons om te sê, ja kyk, Jesus sê ons moet dit so doen nie. Jesus het gesê, hy het nie gekom om die wet weg te gooi nie, maar om dit te kom vervul. En in hom het die hele wet
in vervulling gegaan. Hy is die versinne beelding van al God se gebooie, van God se hart, van God se etiek, van God se wil vir die mensdom, is Jesus Christus. En deur sy gees wat in ons woon, dis waarop ons verhouding met hom bou. En dis die nuwe verbond wat ons daarmee help. Goed, nommer 5 sê, hoe kan die beloftes van die nuwe verbond jou en jou gemeente se lewe vorm? Dink prakties aan wat die Heilige Gees in, vir en saam met ons doen. Nou, dis weer daardie gedeelte, waar hy sê, 'n nuwe verbond. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en hulle harte sal ek skryf. Daar gaan 'n verhouding wees. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Niemand sal meer vir die ander hoef te sê, jy moet die Here ken nie, want almal sal my ken. Bedoelende in die familie van God, in die liggaam van Christus, ken almal die Here. Van die kleinste tot die grootste onder hulle. Daar's nie 'n elite wat die kennis het en wat die ander moet leer nie. Hy sê, ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sonde sal ek glad nie meer dink nie. Hoe behoort dit in 'n Christen gemeente te funksioneer? Ek dink nie ons slaan die bal heeltemal mis nie. Ek dink ons bied daarom ook in ons kerk, vir wie ek baie lief is, ek wil nie na 'n ander kerk toe gaan nie, het ons ook die Heilige Gees sy plek gegee. Nie altyd soos ons moes nie, en ek sê nie ons kry dit nou reg nie, en ek sê nie daar's 'n ander kerk wat dit beter doen nie, maar om te verstaan dat die liggaam van Christus is die wil van God, hoe die liggaam funksioneer. En daaroor is dit, dis nou nie in Hebreërs nie, ons kan ander keer daaroor Bybelstudie doen. En hoe dat ons, soos Tannie Jessie nou gesê het, dat die Heilige Gees ons lei, maar spesifiek in 'n gemeente met ons gawes, en dit doen ons daarom al bietjie beter, dink ek, nog glad nie so goed soos wat ons kan nie, maar dat ons vir mense met hulle gawes kans gee om te funksioneer en te erken dat hierdie persoon het die gawe om dit te doen, en daai persoon het die gawe om dat te doen, en dat ons nie van iemand verwag om alles te doen nie. So ek dink ons het daarom nie heeltemal die nuwe verbond gemis nie. Ek dink ons kan dit nog baie beter doen. Is daar enige ander vrae voordat ons na die slotgedagte toe gaan? En Doenie, ek dink dan maar net, maar ja, dit is baie algemeen, dat ons ook mekaar vergewe in 'n gemeente. Vir die prediker, ek bedoel, daar's baie dinge waaroor mense baie kwaad word vir die predikers, en dan voel ek, jy weet, daar moet vergewing wees, en dan ook vir mense saam met wie jy in die gemeente is, moet jy kan vergewe. Dit is ook die nuwe verbond, is ek reg? Ja, dan is 100% reg. Is hoekom ons moet boer in die Nuwe Testament, veral in Paulus se briewe ook, die evangelies ook, ek is mal oor die evangelies, maar Paulus is nou maar die apostel, die 13de apostel wat God gebruik het om baie vir ons te skryf oor hoe die kerk moet funksioneer, hoe Christene moet leef, hoe die liggaam van Christus moet funksioneer. En hy skryf op 'n paar plekke, daar's ten minste 2 wat ek baie duidelik onthou, waar hy sê, vergewe mekaar soos Christus julle vergewe het. Nou as ek met paartjies huweliksvoorbereiding doen, dan sê ek altyd, ek praat baie met hulle eers oor kommunikasie en die verskille tussen mans en vrouens, men af van Mars en women af van Venus, en hoekom ons mekaar nooit sal verstaan nie, ons moet mekaar net lief hê. Maar dan as ek by vergifnis kom, dan sê ek altyd vir hulle, dis die enigste preekie wat ek vir julle gaan gee in die voorbereidingsgesprekke. Vergifnis moet ons volkome en vinnig en volmaak kan doen, omdat Paulus sê, vergewe mekaar soos Christus julle vergewe het.
En dan preek ek nou vir hulle dat hulle nie ou koeie uit die sloot mag haal nie. Maar dan is baie reg as ons met vergifnis sukkel. En ek dink baie keer is die mense ego in die pad, want ek het nou onlangs moes ek weer hoor van iemand wat kwaad is vir iemand anders in 'n kerk en nou gaan hulle nie meer so intoe nie en dat dis geen rede nie. Nee, ek weet nog nie, my man was 'n ouderling in die kerk en toe word een van die lede in ons byt word toe kwaad. So, toe sê hy gaan nie meer vir die kerk sy offergawe gee nie. Toe sê ek eendag vir hom, jy weet, ek kan nie my mond baie goed hou nie. Ek sê, hoorie, jy gee nie vir die kerk jou offergawe nie, jy gee dit vir die Here. En weet jy wat, daai man het my agterna kom sê, weet jy het my oë oopgemaak. Maar mense word so maklik kwaad vir die kerk, en dan gaan jy nie meer kerk toe nie, of jy gee nie jou offergawe nie. Ja. Dis my te snaaks. Ja. Nee, dit is so dan nie. Louis skryf hierso by die boodskappe, ons moet die Heilige Gees toelaat om ons diepste binnekamers te kom verander. Vanuit daardie posisie verander hy ons gedagtes, wat ons besluite verander en wat ons gedrag en ons optrede verander. Dus is dit nie 'n struikelblok om ons gawes uit te leef nie, of selfs te vergewe, ook daar waar dit onmoontlik blyk om te vergewe nie. Op die ou einde kom dit terug na dankbaarheid vir wat Jesus vir my gedoen het. Dit gaan nie oor my nie, maar oor verheerliking van hom. Ja, dankie Louis, dit is so absoluut waar. Dat die Gees ons diepste, binneste hartkamers moet kom verander en kom regmaak. En dan kan ons vergewe, en ons kan in liefde leef, al verskil ons. Ek sê altyd ek en my van 'n Merwe familie stem nie oor alles saam nie, maar ons bly lief vir mekaar. Die laaste is die slotgedagte by punt 5 wat sê, Hebreërs 8 is God wat sê, ek maak alles nuut, en ek begin by jou hart. Dis wat Louis ook nou geskryf het, nê. Die nuwe verbond moet julle ook weet, en die nuwe bedeling, ek praat baie van die nuwe bedeling, is nie 'n morele opknapping nie. Ek het dit al baie gesê. Dis nie, die Here het nie gekom in die ou verbond kom panel beat en hom 'n nuwe laagie verf gegee nie. Hy het iets heeltemal nuuts gedoen. En dit is in Jesus sien ons dit. Dis so radikaal anders as enige iets anders wat van tevore selfs in die Joodse godsdiens gedoen is. Dat die Messias, dat God self in die vorm van 'n mens na ons toe kom en homself opoffer sodat ons vryheid kan hê. Dis heeltemal iets anders. En ons word in die proses nuwe skepping, sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17 waar hy sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Nou daai woord mens is in die 83 vertaling, maar letterlik staan daar, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe skepsel. Nou ons is mense, maar die woord skepsel of 'n nuwe skepping is baie sterker as ons besef, in Christus is ons nuwe skepings, ons is nie net oor 'n nuwe laagie vernis gegee nie. Die nuwe verbond is nie 'n beter gawe van probeer harder nie, maar dit is Christus wat sê, ek het reeds gedoen, ek het reeds gewerk, ek het dit afgehandel, leef nou in wat ek vir jou gekoop het. En dit is die wonderlike, ek dink ons moet die Here baie meer loof en dank vir die nuwe verbond, en vir wat hy vir ons kom doen en kom bewerkstellig het. As mens net kan stil raak en dink oor die prys wat hy betaal het, om vir ons vryheid en vrede te koop by God. Dit is net ongelooflik hierdie genade, en dit gaan my verstand te bowe, en ek is die Here ewig en altyd dankbaar daarvoor dat ek deel mag wees daarvan. Ja, dit is waar.
Is daar enige vraag of opmerking van iemand se kant af voordat ons afsluit? Dominee, sal Dominee vir my hierdie tweede boodskap van Louis dalk kan aanstuur? Ja, ek sal Louis se boodskappe soos die kinders sê copy and paste in die dokument wat ek gaan uitstuur, want dan so kry ons dan sy inset ook. Ek het dit. Louis sê hy gee sy toestemming daarvoor. Dankie. Dankie Louis. Ja. Goed julle, baie dankie. Kom ons sit sommer net so, dan bid ons saam. Here Jesus, help ons almal om baie ernstig en baie diep en baie gereeld na te dink oor wat U vir ons kom doen het. Oor wat presies hierdie nuwe verbond behels wat U gebring het, wat U met U lewe voorbetaal het. En dat ons nie in 'n posisie dalk kom waar ons U in die gesig vat deur die skaduwee belangriker te ag as die werklikheid nie. Deur vir Moses hoër status te gee as vir U nie. Want U is ons verlosser, U is ons hoëpriester, U is die een, die verlosser, U is God die Seun. U is self God en U het U self vir ons kom gee. Help ons om intens diep na te dink oor wat dit beteken, die voorreg wat ons het om deel van hierdie splinter nuwe verbond te mag wees, waarin daar eintlik net voordele is. Dat ons net U kinders is, U volk en U is ons God. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat U Heilige Gees ons help op 'n daaglikse basis om ons te help met dit wat U gesê het, die woord in ons verstand, in ons hart, dat ons vanuit ons hart en vanuit U Gees se leiding kan leef en optree, in ooreenkomstig met U wil vir ons. Ons wil nie buite die wet of buite die woord gaan nie, ons wil dit net doen vanuit U leiding, en nie omdat dit van buite af op ons afgedwing is deur 'n wet nie. Help ons daarmee asseblief. En seën elkeen van ons, dat ons in hierdie laaste besige tyd van die jaar veilig en geseënd en gesond sal wees. Maak ook vir Louis gesond deur U genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.